Goed, vir die ouens wat aanlyn saam met ons ingeskakel is, welkom by Romeine. En ons wil net vinnig sê, volgende week is dan nie woordskool nie, maar die week daarna sal ons woordskool hê. En dan is dit, ons gaan ook net 1 week hê en dan is dit skoolvakansie. So, wat is die datum wat ons het? Die 9de, die 16de. 16de het ons wel, en dan die volgende week daarna het ons nie. Dit is nog nie skoolvakansie nie, maar ons gaan met vakansie en ons gaan preek by Shaal en Zulika in Mosselbaai. So vir die wat daai tyd daar is, ons is nie die 22ste nie en ons is ook nie die week daarna nie, maar ons is weer vroeg in April. Maar ons sal al die goed op die groepie sit. As jy op die woordskool groepie is, dan sal jy die informasie kry. As jy nog nie op die woordskool groepie is nie, sal jy asseblief vir Renja laat weet of vra of ergens vir my 'n boodskap stuur, dan sit ons jou op die woordskool groepie. Ek het so 'n mooi QR-code vir die mannegroep. Kan ek vir jou vra, Nina, dat ons 'n QR-code hier ook kry vir hierdie groepie? En dat iemand wat nog nie op die groepie is, dit net kan scan en dan kan hulle op die groepie kom. Goed, welkom by Romeine. Dis lekker om saam met julle deur Romeine te gaan. Dis 'n interessante en moeilike boek. Die interessante ding van Romeine is, hulle sê dat van antieke geskrifte is dit seker een van die beste geskryfste antieke geskrifte. Soveel so, dis so goed geskryf, dat dan nou nog regskole, veral in Amerika, regskole is wat Romeine as een van hulle voorgeskrewe boeke vat, net om die redenasie vermoë van die antieke Grieke en die Romeine en die Romeins-Hollandse reg te bestudeer. Dan kyk hulle na die boek van Romeine en hoe Paulus 'n redenasie, hulle glo natuurlik nie altyd in die Christendom van die boek nie, maar hulle kyk na sy redenasie vermoë in die boek. Geweldig interessant. En dan is dit natuurlik een van Paulus sy langste brief en een van die besgeskryfste langste briewe wat ons in die antieke vorm van Grieks gekry het. So, voordat ons wegspring met hierdie boek, kom ons bid eers saam en vra vir die Here dat hy ons sal lei in hierdie boek. Here, dankie dat ons hierdie boek van Romeine saam kan bestudeer en saam daardeur kan werk en net vir u kan vra om ons wysheid en insig oor Romeine te gee. En Here, hierdie is 'n stuk dogma, 'n stuk teologie wat vir ons verhouding met u uiteenkom sit en verduidelik en vir ons so 'n bietjie verduidelik waar pas wat in. En Here, mag ons vanaand, as ons dit begin bestudeer en ons gaan in die volgende paar weke en bestudeer dit saam, mag u duidelik met ons kom praat oor hierdie wonderlike stuk teologie. Dankie Jesus. Amen. Goed, ek lees vir julle eers die eerste 7 verse en dan kan ons lekker daaroor begin gesels. So, ek's by Romeine hoofstuk 1 vers 1. Wouter, ek weet jy ontduik my vrae. Ek gaan nou jou vra, maar kom ons lees eers die eerste 7 verse en dan gaan ons vra. Ja, maar ek wil weet vir wie word daar geskryf, wie is die audience? Kom ons lees dit. Dis hier. Byt vas. Paulus, 'n diensknegt van Christus, 'n geroepe apostel, afgesonder vir die evangelie van God, wat hy reeds tevore deur sy profete in die heilige geskrifte beloof het, aangaande sy seun, wat na die liggaam uit die nageslag van Dawid gebore is. Ons weet dis Jesus, nê. Wat na die gees van heiligheid op grond van sy opstanding uit die dood kragtig aangedui is as die seun van God. Jesus Christus ons Here, deur wie ek die genade van my apostelskap ontvang het, om tot eer van sy naam mense uit al die heidenvolke tot geloofsgehoorsaamheid te bring, onder wie julle ook is, julle wat deur Jesus Christus geroep is, aan al die geliefdes van God wat in Rome is, geroepe heiliges, genade vir julle en vrede van God, ons Vader en die Here Jesus Christus. Goed,
Ek gaan net tot sover toe lees, want hier's geweldig baie, ek weet nie eers of ons deur al 7 hierdie verse gaan kom vandag nie. Paulus skryf 'n brief. Nou, dis baie interessant, daar was baie pseudo-skrywers, mense wat gemaak het asof hulle Johannes of Paulus was, maar nêrens word die outeurskap van die boek Romeine bevraagteken nie. Dis duidelik uit en uit Paulus, en hy's 'n fariseer gewees, 'n wetsgeleerde, een van hy was 'n Benjamiet, baie belangrik, ons sal nou daarna kyk, maar hy was 'n wetsgeleerde, hy het 'n regsagtergrond gehad, en as jy na die boek kyk, dan sien jy dit baie duidelik. Dis seker hy skryf Galasiërs en Korintiërs, en hy skryf Efesiërs, en hy skryf Tessalonisense en Titus en Timoteus, maar hierdie boek is eintlik die boek waar ons sy karakter en sy geweldige slim brein agterkom, en waarin ons goed kan bestudeer en saam kan deurlees oor die teologie wat hy glo en wat aan hom geopenbaar is. So, dis definitief Paulus natuurlik uit die stam van Benjamin, Saulus gewees, Saul, vernoem seker na koning Saul, en hy het 'n Hebreëse naam Saulus gehad, en hy kry 'n Romeinse naam Paulus. Paulus is wat die Romeine hom al van vroeg in sy lewe af genoem het. Hy het in Tarsus groot geword, eers later Jerusalem toe gegaan. Dit lyk vir ons asof hy die hele prediking van Jesus net gemis het, en op daai stadium gaan leer het onder Gamaliel, en toe in Jerusalem aangekom het. In Tarsus met hy sekerlik, hy's 'n Romeinse burger gewees, een van die min Jode wat ook vol burgerskap as Romein gehad het. So hy kon byvoorbeeld nie soos Petrus ook gekruisig geword het nie. Toe hulle Petrus wou kruisig, toe sê hy, moet my nie soos my Messias kruisig nie, kruisig my onderste bo. Van daardie onderste bo kruis. Dit is Petrus se kruisiging. En baie van die martelare is gekruisig, maar jy mag nie 'n Romeinse citizen, wat noem burger, gekruisig het nie. En die Romeinse burgers het op 'n ander manier gesterf. Hulle moes buite Rome, 5 kilometer buite Rome sterf, en onder Nero se heerskappy in omtrent 65, 66 na Christus sterf Paulus buite Rome deur sy kop wat afgekap word. Hulle het hom gevat en sy kop gaan afkap. Dis hoe hulle van die teregstelling gedoen het van burgers van die Romeine. En so Paulus was hierdie interessante ou. Burgerskap gehad, 10-1 in Latyn vlot gepraat. Hy was vlot in Grieks en kon in Grieks praat. Ons sien dit deur Handelinge heen en weer. Hy kon in Hebreëus praat, want hy was 'n Hebreër. Hy kon met hulle in Hebreëus praat, hy kon Grieks praat en hy kon Latyn praat. Dis die 3 tale wat ons weet hy magtig was en hy mee kon gesels. Iets wat jy wil vra, Antis? Ja, ek het vir jou baie vrae. Go for it. So die eerste ding wat ek vir jou wil vra is, hoeveelste brief is hierdie wat Paulus skryf? Dat ek het dit nie opgestudeer nie, jy vra my vas, maar ek dink hierdie is nie die heel eerste brief wat Paulus skryf nie. Paulus skryf van die ander briewe eerste, ek dink hierdie is sy heel laaste brief voordat hy het sendingbriewe geskryf, met ander woorde briewe geskryf terwyl hy op sendingreise was. Hy was op 3 sendingreise waarvan ons weet, en heel moontlik 'n 4de een waarvan ons nie seker was nie, die sendingreis na Spanje. Hy het 3 sendingreise gehad, en in hierdie 3 sendingreise het hy altyd briewe geskryf. En dan is daar tronkbriewe. As hy vasgevang word in die tronk, skryf hy aan Filippi, hy skryf aan Timoteus, hy het sekere tronkbriewe, maar sy sendingreisbriewe kom eerste, en dan sy tronkbriewe. Hierdie is die laaste van sy sendingreisbriewe, en hy skryf dit uit Korinte uit. Hy is in Korintiërs, besig om Korinte te besoek, en dan skryf hy hierdie boek aan hulle. So in
55, 56 na Christus, dan skryf hy dit. Ja, wat vir my interessant is, wat ek opgemerk het, want ons het nou net Korintiërs gedoen, was sy trant van skryf in Korintiërs in die begin, want kyk, dit is, ek dink altyd aan Korintiërs as die brandweerboek, want hy slaan net vure dood, en hy maak nog, hy sort nog die ouens uit oor, Leer hulle goeie maniere, hoe om 'n ja, kerk leer te hulle wees. maniere, en hy leer hulle van, amper al, ons het 'n hoofstuk gedoen oor die celebrity status van party van die apostels en dit, en dan kom Paulus hier in Romeine, en hy, sommer in sy, wat hy, hallo sê hy, en ek is geroep vir al die heidene, hy maak sommer sy roeping klaar vas, terwyl hy nog so bietjie dit verdedig en verduidelik in Korintiërs, so dis hoekom ek dink dit is dalk daarna geskryf. Maar laat ek net gou sê oor Korinte, hy plan die kerk van Korinte, hy is vir 'n jaar en 'n half die pastoor van die kerk van Korinte, hy begin dit, hy begin letterlik die kerk daar, daar's nie 'n kerk totdat Paulus die apostel hom gaan plant nie. En dan van daar af groei daai kerk, en na jare en 'n half as hy gaan, hy het, by the way, nie 'n salaris gekry nie, hy was 'n tentmaker, saam met Aquila en Priscilla daar gebly, tente gemaak, en dan gaan hy, en dan antwoord hy hulle op grond van die feit van, luister, ek soos julle pa, ek het self daai kerk geplant, ek weet wat daar aangaan, ek ken jou, en ek ken jou, en ek ken jou stories, en ek ken daai, kom aan, kom reg, en dan, dis 'n regtrekbrief. Maar die brief van die Romeine, hy ken hulle nie, hy ken glad nie vir hulle nie, en die interessante is, hy was nog nie hier nie. Hy skryf aan die Romeine met die hoop om Spanje toe te gaan. Hy wil die 4de sendingreis, wat ons nie weet of dit heeltemal volvoer was nie, was Paulus se droom om in Spanje op te reis. As jy deur Handelinge lees, en as jy deur Romeine lees, dan kom jy agter, Paulus het 2 wense gehad. Paulus het 'n wens gehad om in Spanje uit te kom, maar bo dit als het hy 'n wens gehad om in Rome te gaan preek. Rome was die New York van die dag, dit was die groot stad. Hy het daar van Tarsus afgekom, het was daarom 'n bietjie groter as enige iets in Israel, maar hy het in Jerusalem gaan studeer, dit was die Potchefstroom van sy plek, hy het daar gaan swat, nou gaan hy terug, nou sê, maar ek wil eendag na die groot stad toe gaan en daar gaan preek. Hoekom? Want van die groot stad af vloei die mag en die informasie en alles verder uit, en hy het geweet, hy het die baanbrekerswerk om die evangelie aan heidene te gaan verkondig. Petrus en Johannes, hulle moet dit aan die Jode verkondig, maar die Here het hom geroep om aan heidene te gaan verkondig. En dan gaan hy op 'n stadium terug, soos hy nou wil gaan hy in een van sy laaste kere terug na Jerusalem toe. En in Jerusalem is daar misverstand, daar's 'n Griek wat in die tempel inkom, hulle dink hy die Griek in die tempel ingebring, hulle wil hom omtrent doodmaak, ruk hom omtrent uitmekaar, en die Romeinse wagtes gryp in, beveilig hom, en dan doen hy 'n beroep, hulle wil hom arresteer, en dan doen hy 'n beroep om die keiser te sien. En dan is dit 'n hele lang proses, 'n paar jaar se proses. Hy's eers nog in Antiochië vasgevang, en dan later dan vat hulle hom op 'n skip, met 'n hele skiprek en alles wat daar gebeur, vat hulle hom Rome toe. En hy het hierdie begeerte gehad om in Rome uit te kom, en die Here het op 'n stadium vir hom gesê, jy gaan Rome toe gaan. Maar hy het nie geweet, hy gaan as 'n gevangene Rome toe gaan nie. Onthou julle vir Agabus? Wie weet wie was Agabus? Agabus was die profeet wat vir hom sy eie gordel gevat het en hom gebind het en gesê het, so gaan jy gebind word in Jerusalem in. So hy het 'n waarskuwing gehad om nie Jerusalem toe te gaan nie, want jy gaan gebind word. En ek dink, hy was een van hierdie dapper ouens wat gesê, wel, as ek in Jerusalem vasgebind word, gaan ek dalk die geleentheid kry, en 'n free kaartjie Rome toe. En dan gaan ek, en dis presies wat gebeur het, met 'n lang intussentyd gaan preek hy vir Agrippa en Herodes, en hy maak eers 'n lang draai, en dan kom hy eventually in Rome uit, om by die Romeine te gaan preek, sy droom. Hierdie is lank voor dit, skryf hy vir hulle. Nou die interessante ding, ja, vra eers, want ek wil nog iets sê oor Rome daai tyd, maar... Okay. So,
Paulus skryf hierdie vir 'n gemeente wat hy nie geplant het nie. Ja. So hy is nie die pa van die gemeente nie. So hy hanteer hulle so bietjie anders. Ja. Soos wat 'n pa met sy kind kan raas en soos wat 'n pa met iemand anders se kind kan raas. So jy's so So 'n bietjie bietjie omsigtig, ja. so 'n bietjie nicer. Okay. Maar die groep vir wie hy skryf, hierdie gemeente in Romeine, bestaan uit baie Jode en baie Grieke, soos 'n multikulturele gemeente met die uitdagings daar rondom. Ja. Maar ek dink die boek Romeine is ook die boek wat in kerkgeskiedenis die grootste invloed gespeel het. En ek wil hê jy moet ons net so 'n bietjie verduidelik wat het gebeur in die 15de eeu. Ja, rondom die reformatie. Ja, en dan maar ook voordat ons by die verduidelik- reformatie uitkom en Martin Luther uitkom, want dit is crucial. Dis Hierdie waarby boek ek wil hê jy het moet uitkom, ja. hierdie boek het Martin Luther se hele lewe verander. Maar voordat ons daarby uitkom, laat ek net eers terugkom na wat in Rome gebeur het. Julle moet nou verstaan aan wie skryf Paulus. As hy aan Korinthe skryf, dan skryf hy aan 'n kerk, soos Lewende Woord Centurion. 'n Klomp mense wat bymekaar kom, hulle het gewoonlik in 'n sinagoge bymekaar gekom. Wat interessant was, vir die eerste 60, 70, 80 jaar van die kerk se bestaan, was dit 'n gedeelte, 'n afstammeling van Jodendom, die Christene. Dit was 'n sekte, deel van die Jode. So wat nou gebeur het is, gewoonlik het 'n groep Jode bymekaar gekom en dan was daar Jode wat Christene geword het en dan was daar heidene wat by hulle aangesluit het en was die Jode en die heidene in die kerk later meer as die Jode in die sinagoge. Wat tipies gebeur het is dat die sinagoge het op Vrydae-aande tot Saterdae-aande Sabbat en het op Saterdag hulle Sondag gehad en het bymekaar gekom. En die Christene het dan vir hulle gesê, wel, ons groep gaan nie op Saterdag saam met julle kerk hou nie. Ons sal die gebou gebruik op Sondag. Maar dis ons gebou ook. Ons het hom help bou, dit was ons ouers wat daar was, dit was ons werk gewees, verstaan jy? So, imagine die kerk split nou hier by Lewende Woord Centurion en die helfte ouens sê, hoor, hier is ons kerk en die ander groep sê, hier is ons kerk. Een sê, ons gaan op Saterdag kerke en die ander een sê, wel, ons gaan op Sondag kerke. En die een sê, wel, dis ons kerk ook, en die ander sê, wel, dis ons kerk ook. En dis tipies wat daar gebeur het. En dit kan nogal konflik veroorsaak, dit het in Rome geweldige konflik veroorsaak in verskillende sinagoges. Soveel so dat Claudius hulle in 49 na Christus het die keiser Claudius hulle uitgejaag. Al die Jode uitgejaag. Die probleem is, hy kon die Jode uitjaag, maar hy kon nie die Christen, die heidene wat nou tot bekering gekom het, kon hy nie uitjaag nie. Hulle het daar agter gebly. En daar's toe 'n verskriklike mooi ding wat gebeur. Vir 5 jaar het hulle die Jode almal uit Rome uitgejaag en verjaag. Jy mag nie teruggekom het nie, tot en met Nero se regering. Ek moet nou net my tye reg hê. Ja, hier rondom 49 na Christus tot ek dink dit het so 'n bietjie vroeër gebeur in 47, ek dink in 52 na Christus het dit tot 'n einde gekom. En wat toe interessant is, ja, dit het met Nero se regering in 54 na Christus, so 49 tot 54 na Christus. So, stel jouself voor, ons het hierdie gebou, en ons hou kerk in hom, ons almal is lief vir hierdie gebou ook. Mens mag maar lief wees vir 'n gebou. Die gebou is nie die kerk nie, maar luister, ons hou hom netjies, ons hou hom skoon en ons hou hom veilig. En die regering sê môre vir ons, almal van julle uit Suid-Afrika uit. Dink nou nie te veel daaraan nie, maar almal van julle hier uit Pretoria uit, jy mag nie meer in Pretoria bly nie. En hier staan ons gebou en niks gebeur hier nie. Want dis ook nie ander Christene, Zulu Christene of ander Christene wat hier kan inkom nie, want al die Christene is gone. Wat gaan van ons gebou word? Het jy al daaraan gedink?
Hy gaan 'n plakkerskamp word. Sy dak gaan afgesteel word of pype gaan uitgeruk word en dit gaan net verval. Hy gaan ongelukkig verval tensy iemand hom anders te hom aanneem en hom veilig hou of iemand hom oorkoop, in kontak kom met ons en hom oorkoop. Nou in daai tyd was dit interessant. Die Jode is nou almal uitgejaag, insluitende, blaai gou saam met my na Handelinge 18 vers 2. Handelinge 18 vers 2, sien jy so ietsie hiervan. Handelinge 18:2 staan daar, daarna het Paulus Athene verlaat en na Korinthe gegaan, daar het hy 'n Jood met die naam Aquila aangetref, 'n boerling van Pontius, wat kort tevore saam met sy vrou Priscilla daar aangekom het, uit Italië, omdat Claudius beveel het, dat alle Jode Rome moes verlaat. So dis daar waar ons dit sien, en ons lees dit in die geskiedenisboeke ook. En as hulle dan Christene en Jode uit die sinagoges uit pad gee, nou is daar nie iemand om Saterdag kerk te hou nie, en nie iemand om Sondag kerk te hou nie. Maar die Jode wat daar begin kerk hou het nou die Christene saam begin vat wat heidene is, Grieks sprekende Christene, het hulle saam begin vat in hulle sinagoge in op Sondag, tot die absolute weersin van die Jode, en dis waar die konflik gekom het. Die Jode het gesê, luister, julle is nou deel van ons, julle mag Sondag die kerk gebruik, die sinagoge gebruik, nou begin julle heidene invat. Heidene is eintlik onrein, julle sit op ons stoele, nou moet ons die goed skoonmaak, ons wil nie die heidene daar hê nie, en hulle het gesê, hier is nou ons broers en susters, en toe die Jode en Christene waai, toe daai heidense Christene, vir die volgende 5 jaar, gebeur daar 'n kerkontploffing, en daai ouens kom by mekaar, maar hulle weet nie lekker hoe om kerk te hou nie, hulle het nie die Joodse agtergrond nie, en die kerk groei, maar hy groei weird, hy groei met heidense invloed, en met omtrent niks Joodse invloed nie, en is 'n klein bietjie van 'n nagmerrie, wat Paulus nou eintlik so in 55 na Christus, 56 na Christus kom regstel. Nou kom hulle agter, die kerk is gemors, nou die Jode teruggekom en die ou Christene teruggekom, nou kry hulle die ander Christene, nou sê hulle, wag, julle glo weird goed. En hulle sê, nee, maar julle is wetties. En nou is daar so 'n bietjie van 'n gestryery, en nou is die kerk weer een kerk, maar Paulus moet hierdie gemors uitsorteer van wat is die regte teologie om te glo en wat nie. Nou net om julle 'n idee te gee, Rome was die enigste kerk waar 'n apostel nie die kerk begin het nie. Efesiërs, Korinthe, Galasiërs, is waar die apostels die kerke begin het. Die meeste van die tyd Paulus self, Barnabas, op hulle sendingreise. Maar hier is die kerk nie begin nie, deur dit nie. Waar het hierdie kerk begin? Die kerk het begin, as jy net vorentoe blaai in Handelinge, hoofstuk 2, is daar hierdie interessante ding, waar die uitstorting van die Heilige Gees plaasvind, en dan sê hy, die Galileërs was daar, en dan sê vers 8, hoe hoor elkeen van ons hulle dan praat in die taal waarmee ons groot geword het. Nou kom ek sê net gou, die verspreiding van Jode oor die wêreld het in daai tyd plaasgevind. Toe die Assiriërs die noordelike 10 stamme in 700 jaar voor Christus wegvoer, toe al daai mense versprei. Maar toe die Babyloniërs hulle in 562 na Christus, voor Christus wegvoer, toe versprei hulle ook die mense, en hierdie mense het na Griekeland toe gegaan, en Babylonië, en Rome, en Noord-Afrika, en oralste het daar Joodse groepies ontstaan. En hierdie Jode was Jode, dit was voor die tyd van Jesus. Hulle was Jode wat van tyd tot tyd nog die gebruik probeer hou het. Onthou, in Israel, as jy 'n Jood was, moes jy 3 maal 'n jaar tydens
Paasfees, Pinksterfees en Loofhuttefees na Jerusalem toe optrek, om daar by die tempel te gaan aanbid. Dit was 'n gebruik wat elke Jood moes doen. Maar stel jouself voor, jy bly nou in Spanje en jy is 'n Jood. 3 maal 'n jaar, luister, dis omtrent 6 maande op die boot soontoe. Dit is nie moontlik nie. So die ouens het soort van 'n pelgrimsreis onderneem, van Noord-Afrika en van Griekeland en van Turkye en Spanje, en dan het hulle almal van tyd tot tyd soontoe gekom, en hoofsaaklik vir Pinkstertyd het hulle daar by mekaar gekom. En dis presies wat hier gebeur. Hier's 'n klomp van daai mense randomly daar. Nie alle Jode is daar nie. Daar's van die Joodse verteenwoordigers oor die hele wêreld daar. Hulle hoor so 'n paar dae vroeër, 'n maand of wat vroeër, is hier 'n ou gekruisig en sy naam was Jesus. En hulle hoor daar's volgelinge en hulle hoor hier's wonderwerke besig om te gebeur. En nou kom hulle saam, Petrus begin preek, die Heilige Gees kom op hulle, en nou vers 8, hoe hoor elkeen van ons hulle dan praat in 'n taal waarmee ons groot geword het. Ons is Parte, Parthians en Meders, dis in Iran waar die oorlog nou is, en Elamite, inwoners van Mesopotamië, Judea, Kappadosie, Pontus, Asië, Frigië, Pamfilië, Egipte, streke in Libië en die omgewing van Sirene, en Romeine wat hier vertoef het. Dit was nie heidense Romeine nie, dit was nie Grieks sprekende ouens nie, dit was ouens wat Jode was, wat al daar gaan settle het. Maar as jy daar gesettle het, het jy ook daai taal geleer. Weet julle wat is die mooi ding as ek hierdie skrif lees, wat maak my hart so bly? As jy vandag tot Islam bekeer, en jy's 'n staunch Afrikaner, boere Afrikaner, en jy bekeer tot Islam, is die eerste ding wat hulle vir jou sê, is jy moet Arabies leer. Want die Koran is net die Koran in Arabies. Hy's nie die Koran in Engels of in Afrikaans nie. Dis net 'n vertaling van die Koran. Ons sê dit nie oor die Bybel nie, by the way. Ons sê hierdie Bybel is die Bybel, of hy in Afrikaans is, of in Engels is, of in Grieks, of in Hebreëus, of in Arabies is, dit bly die Bybel. Maar hulle sê, nee, die Koran is net die Koran, as hy in Arabies is, en daarom moet jy Arabies leer. Jy wat Afrikaner is, en 'n Engelsman, en iemand in Afghanistan, en iemand in Rusland, en daarom as moslems by mekaar kom met hulle gesamentlike taal, hulle kan almal min of meer Arabies met baie weird dialekte onder hulle, kan hulle verstaan. Maar dis nie wat die Here wou gehad het nie. Die Here het nie, toe die Heilige Gees uitgestort word, net Hebreëus gepraat nie. Die mense het die tale hoor praat in van hulle verskillende streke. En die kerk, dis 'n hele ommekeer van wat in die toring van Babylonië gebeur het. Waar die mense versprei is, uit mekaar uitgedryf is, nou vat die Gees van die Here weer almal, en hy bring hulle met hulle tale terug in een hart onder Christus in, deur die krag van die Heilige Gees. Dis wat hier in Handelinge 2 gebeur. Maar hierdie Romeine, hier staan, en Romeine wat hier vertoef. Hierdie Romeine, hulle het weer teruggegaan, en daar gaan begin preek. Jode wat gehoor het van Jesus en onder Petrus se prediking tot bekering gekom het, teruggegaan het, mense in die naam van Jesus gedoop het en nou kerk begin het. In daai sinagoges, hulle het 'n baie meer groter klem gehad op huisselgroepe in Rome, en die kerk het baie meer so gegroei in kleiner groepies tot daar 'n hele groot groep Christene was in Rome. So heeltemal 'n ander groei as wat die kerk van Korinthe en Galasiërs gehad het. Daar het een ou die kerk kom plant. Ons kry so 'n mooi voorbeeld in Handelinge 8 waar Filippus Samaria toe gaan en die kerk plant, preek, die mense tot bekering lei, hulle doop, en dan gaan die kerk van daar af vooruit. In Romeine het dit so 'n bietjie anders te gewerk. Hier kom so half 'n stadige effek van hierdie Romeine wat terugkom met hierdie nuwe nuus, goeie nuus uit Jerusalem uit, in die tyd van Jesus se kruisiging, opstanding,
en die uitstorting van die Heilige Gees en daar ontstaan die kerk spontaan van self. Dit is eintlik vir my so mooi as jy besef die kerk het nie net een vorm van ontwikkeling gehad nie. Ja, daar was kerkplanters, Barnabas, Paulus, Petrus, Filippus, maar daar was ook spontane kerkontpopping, wil ek sê. Kerkgroei, kerkontwikkeling, wat soos hier in Rome gebeur het. En dit is vir my so mooi om daai te sien. In Ethiopië het dieselfde gebeur. Daar was nie iemand wat teruggegaan het nie. Die ou wat Filippus gedoop het teruggegaan. Maar die kerk het onder die Joodse gemeenskap in Ethiopië gegroei, dat ons vandag nog die Koptiese kerk het. Dit is eintlik geweldig mooi. Ekskuus, ek het nog nie by liter uitgekom nie, maar wat... Ja, ek gaan net vir jou vraag herhaal. So jy het nou vir ons die oorsprong van Ja, die dit- Romeinse kerk. dis baie interessant, ek het dit nie geweet nie. So, dankie vir dit. reg. So wat ek vir jou wil vra is, hierdie is die boek wat seker in kerkgeskiedenis die grootste impak gemaak het en dis nou waar Martin Luther inkom en wegbeweeg van die katholieke kerk. Nee, en Ja, dan waar die ek- protestant Ja. beweging begin het wat vandag nog op ons van toepassing het. Ek wil nie te veel detail, as jy praat van kerkgeskiedenis, ek smal oor kerkgeskiedenis, en daar's so baie oor hierdie boek in kerkgeskiedenis vasgevang. Paulus skryf eintlik die boek aan die Romeine, omdat hy in gedagte het dat hy Spanje toe wil gaan. Maar hy moet eers sy halfway stop regkry, en dis die Rome ouens. Hy moet eers hulle on board kry, want hy wil van hulle saamvat Spanje toe. En dan, so in 95 na Christus, dan kom Clement, een van die kerkvaders, en dan verduidelik hy wat daar gebeur het, en hoe die 4de sendingreis plaasgevind het. Augustinus praat oor Romeine, Thomas van Aquinas praat oor Romeine. So daar's baie ouens wat dit so gebruik het, maar dan is daar in ek dink 1517 hierdie monnik wat as 'n monnik groot word, dien nie regtig die Here nie. Hy's net 'n monnik want dis die enigste ding wat jy kon gaan swat het daai tyd. As enigiemand iets verder wil gaan leer het, moes jy 'n monnik word. Jy kon nie 'n dokter word nie, jy kon nie 'n prokureur word nie, jy kon 'n monnik word wat in die regte spesialiseer. Of jy kon 'n monnik word wat 'n bietjie in die mediese veld spesialiseer. Maar so hy was 'n monnik wat in die regte gespesialiseer het. So hy was 'n regsgeleerde en 'n monnik, Martin Luther. Hy stap in Duitsland en die weerlig slaan hom omtrent raak en hy moet hardloop en koes vir die weerlig. Baie mooi storie as jy daai storie kan gaan luister. En daar beloof hy vir die Here, Here, as U my red, sal ek my lewe aan U kom wy. Maar hy's klaar monnik. Maar hy besef toe, hoor hy dien nie regtig die Here hier in sy hart nie. En hy het so berou, hy gaan toe Rome toe, waar die Rooms-Katolieke kerk in die Vatikaan geleë is, en hy kruip teen die trappe uit in repentance. En nadat hy die trappe uit is, vandag nog is daar so 'n stel trappe wat mense so uitkruip op hulle knie. En toe hy daar uit is, toe sê die Here is nie hier nie. Dis nie wat hy aangaan nie. En toe het hy 'n worsteling in sy hart om regtig eintlik tot wedergeboorte te kom, om die Here regtig te ontdek. Hy het 'n soeke in sy hart gehad. En hy lees in Romeine 1 vers 17 is eintlik waar 'n klomp goed gebeur het. Ek lees vir julle Romeine 1 vers 17. Want daarin word geopenbaar dat die geregtigheid wat God geheel en al op die geloof berus, soos daar geskryf staan, die regverdige op grond van geloof sal hy leef. Blaai gou saam met my, daai is 'n aanhaling wat Paulus aanhaal uit Habakuk 4, Habakuk 2 vers 4. Habakuk 2 vers 4 sê, kyk, hy wat nie opreg is nie kwyn, maar die regverdige daar sal deur sy betroubaarheid sal hy lewe. Die regverdige sal deur sy geloof, in Grieks sy pistis, sy geloof sal hy lewe. 'n Regverdige sal, met ander woorde, en ons het gepraat oor die
sleutelwoorde in Romeine. Maar geloof is een van die sleutelwoorde. En geloof is verhouding. Verhouding in 'n onsigbare God. Verhouding in Hebreërs, dink ek is dit ook Paulus wat skryf. By the way, ek is vas oortuig Paulus het Hebreërs geskryf, maar vir alle tegniese korrekte doeleindes, die skrywer van Hebreërs sê dat geloof is 'n vaste wete dat dinge wat jy nie kan sien nie, wel so is, al kan jy dit nie sien nie. 'n vaste hoop, 'n vaste wete, 'n vaste vertroue. Dis verhouding. Dis een ding om verhouding te hê in 'n mens wat jy kan sien. Ons noem dit verhouding, want dis 'n sienbare, logiese verhouding. Maar wanneer ons 'n geloof in 'n persoon, 'n persoonlikheid, 'n iemand het wat ons nie kan sien nie. Ons kan hom nie fisies sien nie. Dan noem ons dit geloof. En wanneer jy geloof het, begin jy sien. Dis daai ding wat ons vir mekaar met Rit ook gesê het. Christene sê, wanneer jy glo, sien jy. Nie Christene sê, sien is glo. Ons glo nie in sien is glo nie, ons glo in glo is sien. So, Luther het toe net hierdie ervaring gehad wat hy gesê het, hoorie, jy word deur jou geloof alleen gered. Jy leef en leef voluit en leef vir ewig deur jou geloof alleen. En hy het toe geklik, het is my verhouding met die Here. Ek moet net 'n verhouding met die, nie hoeveel keer ek trappies uitklim en hoeveel keer ek myself slaan, die monnik het so 'n manier gehad om hulle self te slaan, en hoeveel keer ek my sondes bely en bieg, en wat ook al, niks van hierdie goed tel nie. Ek moet net verhouding hê met die Here. En hy het dit begin predik. En toe hy dit begin predik, toe skop die Katolieke Kerk hom uit. En toe hulle hom uitskop, toe kom hy agter, hoorie, daar's nuwe tegnologie wat Gutenberg nou net ontdek het. En dis die drukpers. Wat daarvan as ek die Bybel uit Grieks uit in Duits vertaal? En ek vra my vriend Gutenberg om dit te druk. En toe begin hy die Duitse Bybel druk. En toe is die Katolieke nog kwaader vir hom. En begin hom vervolg. En toe begin daar, saam met hom, Calvin wat in Switserland was, en 'n paar ander, Zwingli en 'n paar ander ouens, John Knox in Engeland, begin daar reformatie gebeur en begin die Katolieke Kerk omdraai, en het ons vandag die protestantse beweging as gevolg van hierdie ouens. Wat ons as protestante vandag nog glo, dis hoekom ons hier sit. Ons is gered deur geloof alleen. Nie op grond van ons werke nie. Ons geloof bring ons 'n verhouding met die Here wat ons in dankbaarheid wil werke laat doen. Maar ons werke red ons nooit. Dis nie werke wat belangrik is nie. Wanneer ons tot geloof kom, sê ons vir die Here, Here, ons eer U deur ons werke. David, welkom. Jy's 'n bietjie laat, maar welkom. So. Okay, en wat glo die Calviniste? Hulle Solo Scriptura, die solo, hulle die 5 solos. Ek probeer hulle nou so vinnig onthou, maar dis deur die skrif alleen, deur die genade alleen, deur Christus alleen, word ons gered alleen. Maar dis die net deur die genade van Jesus Christus, op grond van ons geloof, is net hierdie skrif dit wat dit openbaar, en moet ons dit glo. En daarom, of ons nou wil weet of nie, moet ons onsself ook Calviniste noem. Want dis wat ons glo. Ons glo net in hierdie Bybel, ons glo nie in die apokriewe boeke nie. Ons glo in geloof alleen kan ek gered word. Ons glo dat Christus die middelaar van daai redding is, en deur die genade wat hy aan ons bewys, ons tot redding kom. Dis deel van ons teologie. So dis daai wonderlike goed wat Martin Luther in glo, geloof alleen, hierdie vers 17. Hopelik het jy daai laaste stukkie van vers 17 so onderstreep, want dit behoort tot elkeen van ons harte te spreek. En ek het al baie mense gehoor, dat as hulle by hierdie skrif kom, dat die Here sê, hoor, ek red jou deur geloof, deur jou verhouding met 'n onsienlike God. As jy in hom kan glo, as jy dit kan besef, dan red ek jou. As mense dit klik, dan kom hulle tot bekering.
So, ja. Okay, so die 4 temas van Romeine, wat gaan ons herhaaldelik hoor? Voordat ons by die 4 temas begin, die 4 afdelings waarin Romeine val. Vers 1 tot 4 is die introduction, die begin, wat sê mooi Afrikaanse woord vir introduction? Inleiding, dankie. Die inleiding, en dan is daar 'n verduideliking oor geregtigheid. Geregtigheid is een van die temas waarby ons nou gaan kom. Een van die temas van die boek van Romeine. Geregtigheid beteken hoe om met die Here reg te wees. Maar dit begin eintlik eers aan die Here se kant na ons toe en dan aan ons kant na hom toe. So geregtigheid is wie die Here is. Hy is perfek. Daar's niks sonde in hom nie. Ek kyk vandag 'n klip van 'n ou wat preek. Hy het Jesus gesien en Jesus het hom in sy arms gevat en gesê, Jesus het gerepent en gesê hy is jammer. So ek nee, wag, maar dan dis nou so 'n gil wat so 'n ding en dan sê blasphemy. En ek's bly mense haal dit uit. Want 'n klein dingetjie wat baie nice lyk, hierdie cool ou wat met sy T-shirt en sy denim rondloop en vertel hoe Jesus by hom kom repent het oor wat hy gedoen het. Dan dink ek, yes, ouens, ons moet ons teologie reg kry. Die Here is geregtig. Hy is ten volle perfek. Hy is ten volle reg en in sy verhouding van sy kant af met ons is hy ten volle reg. So 'n bietjie awkward as mense in counselling by my sit en sê, ek's kwaad vir die Here. Dan dink ek, okay, kom ek laat dit nou eers gaan. Maar een of ander stadium, voordat hulle by my loop, wil ek hulle net los met die ding van, die een wat perfek reg is, het nie eintlik iets verkeerd gedoen nie. Hier's net 2 in die verhouding, dis jy en is hy. Hy is geregtig, hy's perfek reg, jy nie. As daar iets verkeerd gegaan het in julle verhouding, raai wie se skuld is dit? Nie die een wat ten volle geregtig is en ten volle perfek is nie. Is ergens by jou lê die fout, by the way. As daar enigstens iets by jou is wat jy kwaad is vir die Here, is dit nie sy skuld nie. Ergens lê die fout by jou. En moet jy jou kop reg kry, moet jy repent, moet jy by hom gaan reg, moet jy in lyn kom met die een wat perfek is. Hy moet nie in lyn kom met jou nie, dan het jy die kat aan die stert beet. Ons moet in lyn kom met hom, want hy is perfek, hy is geregtig. Dis daai tema van geregtigheid, wat ook sê, dat deel van sy perfektheid is dat hy altyd getrou is. Dis deel van die eienskap van geregtigheid. Hy is altyd getrou. Hy gaan jou nooit in die steek laat nie. Dis die wonderlike ding van die Here. So dis die eerste 4 verse en dan hoofstukke en dan hoofstuk 5 tot 8 gaan oor die nuwe mens. Ons gaan as ons daarby kom, gaan ons praat oor die ou Adam en die nuwe Adam, die nuwe mens in hom geskep. En dan baie interessant hoogtepunt. Ek dink die hoogtepunt van die hele Bybel is hoofstuk 8 van Romeine. Dis een van die mooiste hoofstukke. As ek mense kan aanbeveel, as jy down is, as jou liggaam siek is, as jy deur moeilike tye in jou verhouding gaan, staan in die oggende op en lees Romeine 8 vanaf vers 1 tot by ek dink vers 36, waar is hy? 34 verse, waar is hy? En lees al die verse hardop vir jouself deur, vir jou gees deur, vir jou liggaam deur, want dis 'n gees-oorwinningshoofstuk. Man, Derek Prince het altyd gesê dat Spreuke sê die skrif is soos medisyne vir jou siel. En ek wil vir jou sê, as jy goeie medisyne wil vat, lees Romeine 8 hardop as jy medisyne nodig het. Daar's iets powerful wat gebeur as jy Romeine 8 hardop lees. Lees dit in verskillende vertalings. Lees dit 'n bietjie in die Engels. Partykeer, ja, kan daar die ou vertaling, dan maak ek nie hond daar af wat daar eintlik staan nie. Man, lees bietjie nuwe vertalings en as jy hom nou al 'n paar maal gelees het, lees hom dan weer 'n bietjie in die ou vertaling. Want daar's 'n paar goeie woorde en konsepte in die ou vertaling.
So hoogtepunt gaan hoofstuk 8 wees. Ek dink die heel laagste punt in die hele Bybel is hoofstuk 7. Alles wat ek wil doen, dit doen ek nie. Alles wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Wat sê die ou vertaling? Hoe sê hy dit? Een of ander diep woord. Dan sê hy, mens, wie is ek? Verstaan jy, maar so verlatenheid, so verslaandheid in elendige mens, elendige mens, wie is ek? En dis die laagtepunt hoofstuk 7 voordat ons die hoofstuk 8 kry. Hoofstuk 9 tot 11 gaan oor die beloftes aan Israel. En die vervulling van die beloftes aan Israel. Ouens, ons moet agterkom dat ons deel is van Israel. Maar dat Israel sonder Jesus Christus nie hemel toe gaan nie, maar nog steeds die beloofde volk van die Here is. En ons gaan daai tammeletjie uitsorteer as ons daarby kom. Baie mense vir my hoofstuk 9 tot hoofstuk 11. Ek dink dis 'n hoofstuk wat ons behoort te bestudeer. En 'n hoofstuk wat ons as gelowiges saam sal moet deurkyk. En dan hoofstuk 12 tot hoofstuk 16 gaan oor kerkeenheid. Want ons het Sondag oor die Heilige Gees gawes gepraat. En as die Heilige Gees Romeine 12 se Heilige Gees gawes begin vloei, dan trek die kerk so saam. So ons gaan dit bestudeer as ons daarby kom. Goed. Kom ons praat gou oor die temas. Ja, asseblief. Gee hulle vir my. Okay, so ons gaan baie die woord geloof hoor. Yes. Ons gaan baie die woord geregtigheid hoor. Ja. Wat gaan ons nog hoor? Ons gaan in die boek van Romeine gaan ons genade hoor. Die charis, die genade van die Here. Die genade en geloof is eintlik twee kante. Die Here gee sy genade sodat ons in geloof na hom toe kan nader. Hulle maak so, hulle sluit by mekaar aan. Maar ons kan dit nie verstaan of begryp of inneem. Ons kan nie met sy genade kry as ons nie in geloof na hom toe gaan nie. En ons kan dit nie begin doen as ons nie eers verstaan dat hy ten volle geregtig is en ons ten volle geregtig wil maak nie. Ons noem dit regverdigmaking. Justification. Hy wil ons totaal en al regverdig maak. So dis die 4de van die temas. Daar is geregtigheid, genade, geloof en regverdigmaking. Jy kan nou seker meer temas ook. Sy toren kom duidelik in hoofstuk 1 uit en ons gaan daarvan lees. Maar die toren van die Here is 'n onderwerp in Romeine om jou eintlik by sy genade uit te bring. Ons kan nie sy genade verstaan voordat jy nie sy toren verstaan nie. En dan kan ons nie na hom toe in geloof kom as ons nie die wet verstaan nie. So daar's 'n paar antitemas. Daar's die toren, daar's die wet. Verstaan jy, daar's sonde wat ongeregtigheid is. Wat ook temas is, wat soort van subtemas onder elkeen van hierdie temas is. Die hooftemas is geregtigheid. Daar's ongeregtigheid, sonde. Dan is dit genade en geloof. Daar is toorn en daar's die wet. En dan kom ons by ons regverdigmaking, ons stand in Christus Jesus, as ons nou tot geloof kom. En daar's natuurlik mense wat teen hom kies, en die verderf, hel is ook 'n realiteit in hierdie boek. Goed. Okay, dankie. Jy het 10 minute. Maar gaan aan daai 10 minute, kom ons kyk vinnig gou na hierdie 7 verse, ek wou nog daarby uitgekom het. Paulus se diensknegt doulos. Doulos is eintlik 'n slaaf, nê? Maar dis eintlik 'n mooi manier om te sê, hoor ek's net eintlik 'n slaaf. Ons Afrikaans is so diensknegt. Ek's 'n bediende daar by jou. Nee, ek's 'n slaaf wat my lewe vir jou afgelê het. Paulus, 'n diensknegt van Christus Jesus, 'n geroepe apostel, afgesonder vir die evangelie van God. Elkeen van hierdie woorde is gelaai, maar ek wil stilstaan by apostel is 'n gestuurde. As jy iemand met pos gestuur het,
Ons kan sê, hier kom die 60 ou aan. Hy's 'n apostel van checkers. Hy kom net vir my goed bring. Hy bring vir my iets. Simba chippies. Nee, moet my nie nou verlei nie. Ek is te honger vir Simba chippies. So, maar daai ou wat daar met sy motorfietsie aankom, hy's 'n apostel, hy bring iets vir jou. Paulus sê, ek is die bringer van iets. Agter my waantjie is goeie nuus van Jesus Christus. Dis wat ek vir jou bring. Ek is die bringer van goeie nuus, daarom is ek 'n apostel, 'n gestuurde. Die goeie nuus, evangelion. Evangelion is 'n interessante term. Dis nie 'n nuwe term wat Paulus vir die Romeine gebruik nie. Dis nie iets wat die Romeine nie verstaan nie. Die keisers het elke nou en dan iemand betaal om daar in die straatrand te laat rondloop. Luister, was nie koerante en sulke goed nie. So hy het met so 'n briefie rondgeloop en dan het hy geskree, evangelion, evangelion, gospel, gospel, goeie nuus, goeie nuus. Die evangelie is, daar's gisteroggend vir die keiser gebore 'n seun en die seun se naam gaan dit en dit en dit wees. Dit was algemeen. En die evangelie, die 4 evangelies is eintlik so 'n aankondiging. Matteus, Markus, Lukas, Johannes is so 'n tipe aankondiging, 'n volledige aankondiging van die geboorte van die keiser van alle keisers, van Jesus. Die evangelie was, die keiser het nou net 'n oorwinning gehad oor die Germaanse ryk daar in Europa en hier kom 'n oorwinning vir ons, of hier het 'n goeie goed gebeur, die senaat het 'n nuwe amptenare gekies in die konsul van die Romeinse regering. So elke nou en dan was daar nuwe goeie nuus. Luister, meestal kry mense slegte nuus. Mense koop koerante en luister nuus vir slegte nuus. Slegte nuus verkoop, goeie nuus verkoop nie. Dis wat enige ou wat 'n bietjie journalistiek geswat het vir jou sal sê. Jy publiseer nie 'n headline met goeie nuus nie. Al is dit 'n goeie nuus storie, moet die headline so slegte nuus lyk, anders dan gaan die mense nie die storie lees nie. Dit is baie interessant. Ja, ons die bokke wen dan so ons shame die arme Engelse. So, maar goeie nuus verkoop nie, maar goeie nuus stuur ons harte en red ons lewens. So, dis die evangelie van God, wat hy reeds van tevore deur sy profete in die heilige skrifte beloof het. Nou, die profete en die skrifte, ek het al hier met julle ook gepraat oor, as die mense in Jesus se tyd gepraat het van die Bybel, die Ou Testament, dan het hulle die Tenak gehad. Die Tenak is 3 woorde wat een geword het. Torah, die te, die Navim, die na, en die Ketavim. Die Torah is die 5 boeke van die Bybel, die eerste 5 boeke van die Bybel wat Moses geskryf het. Die Navim is die profete, Jesaja en aan. En die Ketavim is die geskiedenisboeke. Nou, ons noem dit net die geskrifte. Ketavim beteken skrifte. Daar's 2 tipes geskrifte, die geskiedenisgeskrifte en die poëtiese geskrifte. So Konings en Samuel en Kronieke, dis die geskiedenisgeskrifte. Maar dan is daar die poëtiese geskrifte, die psalms, Job psalms, Spreuke, nie klaagliedere nie, hooglied en so aan. Dis die poëtiese geskrifte. So die Bybel is in elke Jood se kop in 3 gedeel. Die wet, die profete en die geskrifte. En dan partykeer as hulle van die Bybel praat, dan sê hulle die wet en die profete. Dis net hulle manier om te sê, hulle wil nie al 3 noem nie, hulle sê net die wet en die profete. En Paulus doen dit hier, hy sê die profete en die skrifte, hy praat van die Ou Testament. Die profete, die Navim en die skrifte, die Ketavim, die poëtiese en die, so hy is eintlik net besig om te sê, die Here het reeds Jesus openbaar deur die Ou Testament, deur die Tenak. So, aangaande sy seun wat na die liggaam uit die nageslag van Dawid gebore is, wat na die gees van heiligheid op grond van sy opstanding uit die dood kragtig aangedui is as die seun van God. Hier maak hy die eerste teologiese stelling, seker nie die eerste, een van die eerste teologiese stellings, dat die opstanding was 'n aanduiding dat Jesus die seun van God is.
Dis 'n goddelikheid dat hy die doodheid opgestaan het. Niemand het nog uit die doodheid opgestaan en uit die doodheid opgebly nie. Die Here het vir Lazarus uit die doodheid opgewek. Die weduwee van Nain se seun en 'n paar ander. Daar was mense wat uit die doodheid opgestaan het, maar hulle het weer dood gegaan. Daar's net een wat uit die doodheid opgestaan het, opgewek is en gebly het, lewe en sit aan die regterhand van die Vader vandag. So dit maak hom. As mens vat Lazarus kon nie homself opwek uit die doodheid nie. Jesus moes hom opwek. Ja. Verstaan? So Jesus was die enigste een wat kon self opwek uit en die self doodheid daai opgestaan kon het. doen. Ja. Ja. So Jesus ons Here, deur wie ek die genade van my apostelskap ontvang het tot eer van sy naam, mense uit al die heidenvolke tot geloofsgehoorsaamheid gebring het. Hy is besig om oor sy roeping te praat. Sy roeping was nie om vir die Jode te preek nie, was om vir die heidene te preek. En nou maak hy die ding sommer vas. Ek is geroep om vir julle daar by Rome te gaan preek, al is julle heidene. Ek het nie net gekom om te kom preek, ek sien nie net uit om te preek vir die Joodse Romeine nie, maar ook vir die Grieks sprekende barbaarse Romeine wat nou tot bekering gekom het en deel van die kerk is. So hy maak dit vas, en dan sê hy, onder wie julle ook is, julle wat deur Jesus geroep is. Ek het 'n roeping, julle het 'n roeping. En dit wil ek baie duidelik vasmaak, ek het dit Sondag ook gesê. In die kerk is daar nie sekere ouens hier voor op die preekstoel met 'n roeping en die ander mense het nie 'n roeping nie. Nee. Toe jy tot bekering gekom het, is jy ook 'n geroepene. Jy is 'n geroepene, vervul deur die Heilige Gees of gevul deur die Heilige Gees, wat nou in die krag van die Heilige Gees mense moet gaan bedien. En daarom moet jy vervul word met die Heilige Gees, sodat dit uit jou uit kan loop en mense kragtig kan aanraak en kan bedien. Dis wat ek Sondag oor gepreek het. Wedergeboorte word jy ingevul, dis nou in jou, die Heilige Gees. Vervulling met die Heilige Gees, is dit deur jou, loop die Heilige Gees uit jou uit, oes dit uit jou uit, en bedien jy mense met die krag van die Heilige Gees. So, aan al die geliefdes van God wat in Rome is, geroepe heiliges. Hy adresseer die brief anderste as sy ander briewe. Gaan kyk 'n bietjie Efesiërs vir huiswerk. Vir julle huiswerk gaan kyk 'n bietjie Efesiërs. Hoe adresseer hy, vir wie skryf hy die boek van Efesiërs? Vir wie skryf hy die boek van Galasiërs? Vir wie skryf hy? As hy Timoteus skryf, dan skryf hy net vir Timoteus self of vir Titus self. Maar as hy aan Tessalonisense skryf, dan skryf hy aan die gemeente in Tessalonika, die gemeente in Galate, die gemeente in Efesiërs. Maar nou skryf hy nie aan die gemeente waar daar sit nie, want die gemeente is soort van so verskillende plekke, hulle is home selfs, oralste. Hy sê, die geroepe heiliges. Hy wil nie iemand skiep nie. Genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Nou doen hy 'n salutation, 'n seëngroet. Ek groet julle. Dis wie ek is. Dis vir wie ek skryf. Dis hoekom ek skryf. Seën vir julle. Ek groet julle. Ek sê net hallo. Ons gaan nou begin. Ek sê net hallo. So by die hallo stop ons vanaand. Goeie plek om te stop. Ons moes eintlik, ons gaan ver kom voordat ons by die laaste groet kom, by die Kubai sê, maar ons stop vanaand by die hallo. Want ek vir ons bid. Here, dankie vir die boek. Iets moois en vars is in hierdie boek van Paulus se teologie en van sy liefde vir U en die feit dat hy dit goeie nuus noem en hy opgewonde raak oor U wat die seun van God is. En Here, terwyl ons na al hierdie goed gaan kyk en dieper delf in geloof en genade en die toorn van die Here en al hierdie goed dieper ontdek, Here, mag ons besef, alles gaan eintlik op die ou ende oor wat in vers 17 van hoofstuk 1 staan, oor geloof, oor 'n verhouding met 'n God wat ons nie kan sien nie, wat ons lief het met ons hele wese en wat ons wil en kom aanbid. Dankie Jesus. Amen.
Dankie julle.